gekom het vandat ons begin sing het, welkom. Welkom vanmôre hier in hierdie geselskap van Jesus. Dis waar ons is. Ons is nou al 'n tyd besig met ons reeks en ook vanoggend hierso. So veral welkom vanmôre aan die kinders. Dis verskriklik lekker dat die kinderkerk ook vanmôre saam met ons kuier. Ek wil vir julle sê dis altyd vir ons so lekker as julle so lekker as sing daar langs aan. En ons hoor hoe julle sing. So as julle daar lekker sing, dan hoor ons dit hierso. So baie dankie dan vir julle en dat julle hier is. Geniet dit saam met ons en ontspan. Los nou die moeilikheid van die week. Gee dit oor in die Here se hand. En kom wees net hier. En kom geniet elke oomblik en elke ding wat hier gebeur. Ek wil amper sê, wat is op die spyskaart vanmôre? 'n Kuier saam met Jesus. Nou dit is tog die lekkerste wat ons kan hê. Hier's nagmaal met die lekkerste nagmaalbroodjies in die wêreld. Ek is oortuig daarvan. En dan gaan ons nog leer ook by Jesus. En dis mos nou baie lekker om meer te weet. En dan gaan ons die buitekant net nou 'n broodfees hou. So sommer groot lekkerte, ons spyskaart is vol en is goed dat jy hier is. Jy gaan dit baie geniet en mag dit vir jou regtig so baie lekker wees. By die kinderkerk het hulle elke Sondag 'n briefie wat hulle lees. Maar ek wil vanmôre vir jou sommer net sê, hierdie briefie, hierdie groot brief van God, sê, hy het jou baie lief. Die hele Bybel sê dit, die Here Jesus het jou baie, baie lief. En dit moet jy vanmôre hoor, bo alles. En daai liefde net ontvang en weet, maar ek word lief gehê deur God. Kom ons sing ons temalied. Ons het nou die hele tyd dit al geoefen om dit vanmôre vir die kinderkerk ouens mooi te kan sing. So, kom ons help hulle en kom ons sing ons temalied uit ons hart uit. Ons sing dit staande. Kies julle, ek het nou skuif my rekenaar, dan sit ek hom af. Kan julle glo? Hy sal nou vinnig regkom. Kies. As hy. Ons reeks se tema was in Jesus se geselskap. En in Jesus se geselskap het ons nou eintlik gepraat oor hoe om 'n disipel van Jesus te wees. Kinders, julle praat ook baie oor hoe om 'n disipel van Jesus te wees. Dis om Jesus te volg. Hoe volg ons Jesus regtig? En in hierdie tyd het ons gekyk hoe Jesus ons saam met hom nooi, om saam met hom goeders te doen. En dan stuur hy ons saam hier uit, en sê, gaan maak julle nou ook so. Jesus nooi ons, en dan stuur hy ons uit. En in hierdie tyd het ons saam met Jesus, en soos Jesus, geleer om te kuier. Want Jesus is heeltyd tussen mense. En hy werk mooi met mense. Altyd. Altyd. En hy leer ons ook, en hy nooi ons, en hy vra van ons, kom ons werk ook so, altyd, mooi met mense. Ons het geleer om te bid saam met Jesus. Hy het eintlik heeltyd in gebed geleef, en met God gepraat. Hy het biddend geleef, sal ons maar kan sê. Ons het ook geleer, dat Jesus genees. En Jesus genees, deur vergifnis te gee, en meegevoel te hê. En daar waar hy met mense, by my mense is, en hy gee vir hulle vergifnis, en hy het meegevoel met hulle, daar kom God se genade, en God se vrede in mense se harte, en op hierdie aarde. En nou stuur hy ons ook, om meegevoel te gaan hê, en vergifnis te gaan deel, sodat die wêreld kan weet, God is 'n genadige God, en hy het vrede op aarde gebring, toe hy vir Jesus gestuur het. Vierde ding wat ons geleer het, in die tyd is om te rus. Onthou julle nog die Sela? Vat 'n Sela, het Rian gesê. So,
Ons het hierdie tyd geleer dat ons gewoontes in ons lewe moet inkry om te rus, om asem te haal, om heel te word, om te rus. Ons gaan 'n bietjie weer terugkom daarna toe. Dan het ons ook geleer by Jesus dat hy leer by die Heilige Gees en hy help ons om ook by die Heilige Gees te leer. So hy wys ons hoe om te leef en hy wys ons waar ons kan leer by die Heilige Gees, sodat ons nader aan hom kan wees en saam met hom in hierdie wêreld kan leef en kan weet wat sou Jesus doen as hy nou hier was waar ek nou is en moet doen wat ek nou moet doen. En dan het ons ook geleer om te dien. Dien oral, onselfsugtig, daar waar jy die geleentheid kry om te dien. Maar nou vandag vier ons nagmaal. En dis 'n fantastiese geleentheid. En juis hier by die nagmaal kom eintlik al hierdie goeters bymekaar. Want toe Jesus die nagmaal ingestel het, wat het hy gedoen? Hy het 'n kuier gereël. Hy het 'n ete gereël saam met die mense wat naby sy hart is. En daar het hy met hulle al hierdie goeters gedeel. En uiteindelik alles bymekaar gebring wat hy kom leer het, kom wysheid het vir ons en wat hy wil hê ons moet glo. Het hy bymekaar gebring by die nagmaal. Hier by die nagmaal begin alles eintlik. En van hier af stuur hy ons uit om hierdie goed te gaan leef. Van jou vra ek, en met die Here vra van jou, laat toe, jy moet toelaat dat hierdie nagmaal met jou maak, wat die Here wil hê dit moet doen, met jou moet praat. Laat toe dat jy in hierdie ding inkom, en dat jy saam met Jesus aan tafel sit, dat jy saam met Jesus eet, dat jy proe, kou, sluk, deel word van jou, dit wat Jesus gesê het, wat hy met ons kom deel het. So kom ons begin by die begin. Waar begin alles eintlik? Wat is die hoogste doel van mens wees? Die Westminster Confession sê dat chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Om God te verheerlik en hom vir altyd te geniet. Dis die belangrikste deel van mens wees. En dis 'n bietjie skuif in ons koppe, kom ons wees eerlik. Om God te verheerlik en om hom te geniet. Dis ons hoogste doel wat ons moet najag. En dit begin hier. Dit begin alles hier by die nagmaal. Ons reeks het vir my een woord geleer. Intentioneel. Kinders, dis 'n groot woord. Maar wat beteken intentioneel? Intentioneel is om dit te doen, dit te kies. Om elke dag te kies wat jy gaan doen. Nie net laat die goed met jou gebeur nie, jy kies. Ek gaan vandag dit wees. En dan as goed oor jou spoel en na jou toe kom, dan weet jy waar jy staan. Dan weet jy hoe jy goed te hanteer. So jy kies elke dag weer intentioneel om Jesus te volg. Intentioneel om in sy geselskap te leef. Elke dag, elke oggend, voor jy die dag begin, kies jy, ek wil graag vandag vir Jesus leef. Dis die moeilikste keuse van die dag. Want weet jy, as jy hom klaar gekies het, dan is die res maklik. Dan het jy mos nou gekies. As dit dan goed kom, dan neig jy na die regte kant toe. Dan wil jy graag in Jesus se geselskap bly. En dan is die volgende keuses deur die dag baie, baie makliker. So ons almal moet elke dag kies, intentioneel, om intentioneel vir Jesus te leef en in sy geselskap te wees. En daarvoor het ons mekaar nodig. Ek het nodig om tussen julle te leef, sodat ons dan maklik kan sê vir mekaar, maar dit is wat Jesus wil hê ons moet doen. Ons maak so. Ons maak nie so nie. Jesus wil dit nie hê nie. Sien, as ons saam in Jesus se geselskap leef, dan help ons mekaar en leer ons mekaar. Dis hoekom ons gemeente is. Dis hoekom Jesus 'n kerk gestig het. Vir Petrus en sy disippels gesê het, julle moet mense bymekaar kry en julle moet hulle help dat hulle mekaar kan leer sodat hulle saam my kan volg, my volgelinge kan wees, my liggaam op aarde kan wees. So ons moet na mekaar kyk en by mekaar luister en na mekaar luister en so leer ons wat Jesus wil hê en hoe ons moet lewe. Daarom moedig ons mekaar nog al die pad aan om by selgroepe betrokke te raak. En ons is gelukkig dat met hierdie reeks was daar weer 3 nuwe selgroepe. Want binne 'n selgroep is daar 'n baie goeie geleentheid dat ons saam
in Jesus se geselskap al hierdie eienskappe wat ons geleer het, kan beoefen, kan doen. Maar, hierdie is, dink ek, ons beste geleentheid, die nagmaal. En elke keer wat ons nagmaal vier, dan moet jy regtig kom met daai verwagting, met daai behoefte, met daai, ek wil daai brood, as ek dit proe, wil ek in my gedagtes sien hoe Jesus sy liggaam vir my gee. As ek dit proe, as ek die wyn of die druiwesap drink, dan word dit deel van my. En so is Jesus se bloed ook vir my bedoel, om my skoon te was, sodat ek kind van God kan wees. Daarom kan ek met 'n lied in my hart hier uitgaan, as ek vir die nagmaal af weggaan. So, kom ons bid en ons vra dat die Here ons sal help, dat ons sal toelaat, dat ons vanmôre alles kry, wat hy vir ons wil gee. Kom ons bid saam. Liewe Here, so dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir elkeen, van die heel oudste tot die heel jongste, wat vanmôre in hierdie kerk gebou is. Maar bo alles, dankie dat U self hier is. Ons is in U geselskap. So baie dankie daarvoor. Want Here, ons is dit nie een werd nie. Ons is nie een goed genoeg nie. Ons het almal baie sondes. Ons is baie keer lelik met U. Ons vergeet van U. Ons sê verkeerde goeters. Ons is lelik met ander mense. Ons doen verkeerde goeters. Ons dink verkeerde goeters. Maar Here, U nooi ons juis uit en sê, kom jy, want ook vir jou het ek baie, baie lief. En kom saam met my, en kom deel vanmôre saam met my in hierdie nagmaal. U nooi ons. En ek wil nou vra, Here, help ons deur die Heilige Gees, dat hierdie brood, en hierdie wyn of druiwesap, vanmôre regtig met ons sal praat, as ons dit net nou gaan proe. Dat dit regtig so deel van ons sal word, dat dit vir ons 'n werklikheid is, dat Jesus my God se kind gemaak het. Dat hy vir al my sondes betaal het. En dat ek in hierdie wêreld kan gaan lewe, soos hy vir my die voorbeeld gestel het. Heilige Gees, ek nooi U dan nou in. En ek pleit by U. Vat al die goed weg wat ons gedagtes aftrek, of wat ons laat dink in die week, of die kos op die stoof, of iets anders, of die kar gesluit is, of wat ons nou ook al kan maak, dat ons nie mooi hoor nie, mooi luister nie. Praat met ons elkeen asseblief, ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wonder as jy 'n teks moet kies, wat die reeks op 'n manier saamvat, watter teks sal jy kies? En ek het 3 tekste gekies, en ek gaan dit sommer net so lees. Eerste een is Psalm 1. En ek het dan Psalm 1 ook, elke vers sommer net so oorgeskryf, en jy kan dit beter doen verseker, in die, kom ek sê, in die woorde wat ons in hierdie tyd bedink het, en oor gepraat het. Psalm 1, vers 1 sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan nie, en met ligsinnige saamspan nie. In die reekse woorde sal dit iets beteken soos, iets staan soos, dit gaan goed met die mens wat in Jesus se geselskap bly. Hulle kuier gereeld met Jesus en met sy kinders. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Ons sal kon sê, wat elke dag Bybel lees en bid, en dit geniet om intentioneel in Jesus se spore te loop. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Hy praat van die mens wat in Jesus se geselskap is. Dit sou iets wees soos, in Jesus se geselskap kan ons genesing bring soos Jesus, en kan ons regtige verskil in die wêreld maak, omdat ons almal om ons dien, soos hy ons en hulle gedien het. Vers 4. So is die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Hulle is soos mense wat nie in Jesus se geselskap is nie. Vers 5. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Mense wat nie in Jesus se geselskap is nie, word maklik bang en word maklik kwaad, en kies dan om nie lief te hê nie, en eerder met mekaar te beklei,
of van mekaar te onttrek. Vers 6, waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Ons kon sê, in Jesus se geselskap leer ons wat waar is in die lewe en kan ons rus vind, selfs in moeilike omstandighede. Het ek ook gekies Johannes 13, waar Jesus die laaste avondmaal, waar hy met sy disippels saam eet, en wat daar gebeur, wat iets sê van hoe hy dit sien, en wat vir die nagmaal, by die nagmaal vir ons baie beteken. Ek lees 'n paar verse daar uit. Johannes 13 vers 1 tot 5. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Hy sê dit vir ons. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Hy is nog altyd die jakkals wat kom steel en verwoes. Vers 3. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Dan vers 12. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle, as julle dit ook doen." En dan nog een vers, die laaste vers van 1 Korintiërs 13, en nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Ek dink hier by die nagmaaltafel kom al hierdie goed so by mekaar. Hier gebeur dit alles. Kom ons beleef dit. Hoe is die nagmaal dan die samevatting van ons reeks? Die eerste ding is, ons kuier hier saam met Jesus. Die laaste keer voor Jesus gekruisig is, reël hy dat sy disippels vir hulle 'n ete reël. En by hierdie ete kom hy en hy deel sy laaste hartswoorde met hulle. En hy gee vir hulle eintlik 'n geskenk. Hy draai dit toe in die vorm van brood en wyn. En hy sê vir hulle, hierdie moet julle gereeld oopmaak, hierdie geskenkpakkie. Want in hierdie geskenkpakkie is alles wat ek kom doen het en vir julle gewys het en wat ek wil hê julle moet glo, saamgevat. So die nagmaal is eintlik 'n uitnodiging vir ons almal om met Jesus saam te kuier. Nagmaal is 'n kuier. Saam met Jesus. En dan stuur hy ons uit, nog so met die smaak van die brood en die wyn in ons mond, stuur hy ons uit om so met ander mense te gaan kuier. Die tweede plek is nagmaal eintlik ook 'n gebed. Dis 'n gebed in die vorm van brood en wyn, wat eintlik ons sintuie betrek, word dit 'n gebed. En dit stuur ons hiervan af uit om met ons sintuie eintlik te gaan bid, met God te gaan praat, die hele tyd deur. As jy iets ruik, iets sien, iets beleef, iets voel, praat met God daaroor. En die Onse Vader leer Jesus ons om te bid, ons Vader wat in die hemel is. En daarin sê hy eintlik verskriklik baie. Hy sê daar dat hy is die skepper God. Hy is verskriklik groot, hy is almagtig. Hy is so groot, ek kan nie eens dink hoe groot is hy nie. Die woorde wat in die hemel is, sê dit eintlik mooi nie. Maar hy is ook verbind aan ons hier op die aarde, daarom die woorde ons Vader, sê, hy is my Papa. Hy is ook hier. Die grootte God is nou hier by ons.
Hier gebeur ons nou daarom 'n fantastiese ding, dat ons Vader wat in die hemel is, kom deel met jou, dat jy uiteindelik 'n stukkie brood in jou hand kan vat, en dit kan eet. Ek wil jou ook uitnooi, om of van hierdie brood as daar oor is, as jy in 'n gesin paar vat, hou enetjie oor as jy wil, breek dit met mekaar. Maar vat dalk een saam, en gaan breek dit met iemand. Komt hou nog hoe Sura hulle vir Marissa, as ons nagmaal gehou het, dan vat hulle broodjie saam, dan gaan deel hulle daar in die gevangenis. Wonderlike tyd gewees, né? Dat julle dit kon doen, dit kon verleng. Verleng ook God se liefde en genade, asseblief. Dis die hele idee. So stuur hy ons hier uit. As jy dan die nagmaal eet en die wyn drink, maak dit 'n gebed. Proe en ruik dit en praat dan met Jesus daaroor. Laat toe dat hy jou hart warm maak. Miskien moet jy nie praat nie, voel dit net. Laat dit net toe. En dan van hier af gaan leef biddend. Gaan leef met al jou sintuie. Die derde ding wat ons in hierdie tyd geleer het en wat vanmôre hier gebeur is genesing. Almal wat vermoeid en belas is. Almal wat iets het wat druk of wat pyn. Wat seer is of wat leeg is. Welkom. En kom ontvang vanmôre met hierdie brood en hierdie wyn God se genade en God se vrede. En dit bring genesing. Dis hoe Jesus na jou toe kom. Vanmôre kan jy dit proe, sien. Laat dit toe. Word heel. In hierdie geskenkpakkie wat God gee, vanmôre vir jou 'n pakkie gee, waarin sy liefde toegedraai is. As jy oopmaak, is dit brood en wyn. As jy dit eet en dit drink, ontvang jy God se genade, God se vrede. En wat doen dit in jou? Dit maak jou heel. Maar dit stuur jou ook uit om te gaan heel maak. Hoe? Deur soos Jesus met ons gemaak het, meegevoel met ons te hê. Met mense te gaan meegevoel hê. So maak jy die wêreld heel. Vir mense vergifnis te gee. Vergifnis te gee. Nie voorwaardelik, nie onvoorwaardelik. So maak jy heel. So maak jy die wêreld heel. Jesus stuur ons vandag as sy genesingsagente wat moet gaan heel maak, as sy dokters, as sy verpleegers, hierdie wêreld in. Nagmaal, die nagmaal is genesend. Ontvang sy genesing. En gaan genees jou wêreld waar jy leef. Die vierde ding, hier by die nagmaal kom ons tot rus. Daar moet voorin staan Sela. Kom tot rus. Kom haal asem. Kom sug. Dit is mos lekker om so diep te sug. Kan julle diep sug? Julle moet dit leer. Maar jy moet hom diep vat nie. Jy moet hom hier van diep af vat. Dan moet niks oor wees as jy klaar gesug het nie. Dan kan jy weer nuut inasem. Die nuwe lewe wat God weer vir jou gee. Nagmaal is eintlik so 'n den, nê? Julle kinders weet ons wat is 'n den. As jy touch speel, ou kan jy daar nie touch nie as jy in die den staan. Nagmaal staan ons in die den. Dis iets van Psalm 23 se vers se nuwe krag wat ons kry. Vers 2 en 3 staan daar: Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Dis nagmaal. Jesus maak van hierdie nagmaal jou groen weivelde, jou water waar daar vrede is. Kom tot rus by hierdie nagmaal. Sela hierso. En hoor wat Jesus vir jou sê, dat jy moet selas inbou in jou lewe. En gaan vat daai selas waar jy veral weer net toelaat dat God in beheer kom van jou lewe. En nie die goeters wat jy so ontstel nie. En die nuus en al die goed wat ons aandag aftrek van God af nie.
Die 5de ding wat hier by die nagmaal gebeur is, ons leer by Jesus. Psalm 1 het ons gelees, vers 2 en vers 6 het gesê, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Vers 6, die Here lei die regverdiges op hulle pad. Ons leer by Jesus. Ons leer by die nagmaal. Dis eintlik eenvoudig. Jesus het sy laaste lering met sy disippels was om dit eenvoudig vir hulle te gee. Hierdie brood, as julle die brood breek weer, dink daaraan, ek gee my liggaam vir julle, sodat jy nie meer met jou liggaam, jy hoef af te sloof om in die hemel te kan kom nie. Ek het dit vir jou gedoen, vat dit en glo dit. Dat jy nie meer moet vassteek teen die plafon van die sonde en die heininge wat die sonde om ons gebou het nie. My bloed het dit weggespoel, weggewas vir jou. Ons kom leer dit by Jesus. En soos ek dan gemaak het, so moet julle dan ook gaan doen. Johannes 15, wat ons ook gelees het, sê in vers 14 tot 17 daar, as ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Daar is ons nou baie ingesê. Vers 15, ek het julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook gaan doen. Soos, so. Soos, so. Ek dink omtrent kan mens die reeks opsom met soos, so, sodat God verheerlik kan word. Soos, so, dat. En dan sê vers 17 in Johannes 15, julle weet dit nou, gelukkig is julle, as julle dit ook gaan doen. Hoor dit, gelukkig is julle. Ons wil almal geluk hê. Hier is die antwoord. Vat hierdie nagmaal en verleng hom na die wêreld toe daar buite. So nagmaal leer my om myself verander te gee, soos Jesus. In die brood gee hy sy liggaam, in die wyn gee hy sy bloed. Verander, vir sondaars. Nie net vir die oulike ouens nie. Dan die laaste ding wat ons geleer het in ons reeks is, om te dien. Om saam met Jesus en soos Jesus te dien. Jesus, wat doen hy? Hy was voete. Wat doen hy? Hy gee sy lewe. Dit leer ons by die nagmaal. En dan kom die nagmaal en sê, hoekom doen hy dit alles? Uit liefde. Om te kom wys, God het die wêreld lief. Om te kom wys, God het ons lief. Die een ding wat bly na alles. Die een ding wat ons mee weggaan na die nagmaal, behalwe die smaak van die wyn en die brood in ons mond, is liefde in ons hart. Liefde wat oorloop. Ons sing net nou, ons slotlied, met 'n harte vol van vreugde, praat hy van die Jesuskind. Ons sal ook sê, met 'n harte vol van liefde, praat hy van die Jesuskind. Die een ding wat bly, is die liefde. So, as ons van hierdie nagmaaltafel af weggaan, van hierdie geselskap van Jesus af weggaan, dan moet die liefde in ons harte oorbly, anders het ons alles gemis. So, hier leer ons van liefde, en dat liefde eintlik die antwoord op al die probleme is. Ja, dis vir eenvoudig. Ek sal dit weer sê, en ek sal dit aanhou moet sê, totdat ons dit glo. En as jy dit begin glo, dan sien jy dis waar. Dan sien jy, dis waar. Dis goddelik, dis sy raad. Ek wil nie daarmee stry nie. So, ons gaan hier vandaan, en ons gaan leef intentioneel, met liefde, teenoor die wêreld, en dien die wêreld intentioneel, met liefde. Kies dit, dan sal jy ook 'n impak hê in hierdie wêreld. Dan sal jy ook van die wêreld waar jy is, 'n beter plek maak. Jy maak van dit 'n beter plek. Die wêreld gaan nie 'n beter plek word nie. Ons moet van hom 'n beter plek maak. Ek en jy, ons het nagmaal gevier, ons het die reeks, ons is in Jesus se geselskap. Ons gaan van hier af uit. Gaan hê 'n impak in die wêreld. Gaan maak dit 'n beter plek. Een mens op 'n keer, een trappie op 'n keer, een dag op 'n keer. Maar gaan doen dit intentioneel vandag. Alles begin by die nagmaal.
Alles wat ons glo word hierin saamgevat. En ons word hiervan af gestuur in die wêreld in wat God so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het om te gaan sterf. Nie so om die wêreld daarmee te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Daarom kan ons nie bekostig om een nagmaal te mis nie. Jy mis net te veel. Daarom kan jy nie bekostig om net hier in te gaan en uit te stap onaangeraak nie. Jy mis verskriklik baie. Jy het nie jou pakkie gevat nie. Jy het nie die pakkie opgemaak nie. Dis 'n goddelike pakkie, hy's vol van genade en vrede van God. En hy verander lewens, hy maak heel. Hy maak 'n wêreld heel. Nou gaan ons nagmaal vier. Sit alles in. Sit alles in. Eet daai brood, man, eet hom. Rustig. Proe hom. Tina het baie moeite gedoen om lekker te bak. Dankie Tina. En beleef, jy's in Jesus se geselskap. Jy's uitermate geseën en gelukkig vanmôre om hier te kan wees. So, baie, baie welkom. Ek wil weer sê wat ek net nog gesê het, as hulle dit die brood uitdeel, en dit kom by jou verby, en julle is in 'n groepie daar, vat elkeen een. Maar gaan deel dit met mekaar hier, maar as jy dit wil saamvat, gaan deel dit met iemand wat dalk nou op jou hart lê. Iemand in 'n hospitaal, iemand wat siek is by die huis. Hier's baie van ons bejaardes wat nie meer in die kerk kan kom nie. Asseblief, gaan deel met hulle die nagmaal hier. Daar hoef nie 'n dominee by te wees nie. Ek gee jou die opdrag. Jesus roep jou. Gaan sê daar, ons is in die geselskap van Jesus. Gaan sê daar, Jesus het jou lief. En dan gee jy vir hulle die brood. Goed. Ons gaan nagmaal vier. En ek nooi dan almal wat deel is van die voorbereidings en van die bediening, om uit te kom asseblief. En almal wat saam aan tafel sit ook asseblief. Ek hoop wat iets binne jou gebeur. Ek hoop jy toegelaat. Ek hoop jy toegelaat dat die Here jou, ek wil amper nou sê, Johanna uit jou sak uitkry. Dat daar 'n warmte in jou hart is. Dat daar 'n inspirasie in jou is om te sê, maar ek kan nie meer uitstel nie, ek gaan nou nie meer nie. Nou kies ek intentioneel om vir Jesus te leef. En dis die manier hoe jy gaan dankie sê. Daar gaan ek nie eens nou 'n gebed doen nie. Ek wil jy moet dink. Ons gaan nou met ons dankoffers kan dankie sê. Dankie sê vir die reeks. Dat die Here vir ons so geseën het. Vir soveel selgroepe, soveel mense wat met die boekie besig was, wat met op die internet gekyk het en wat deel was hiervan, wat gepraat het daaroor, wat by die kinderkerk gewerk het aan die temas. Dankie vir julle almal. En kom ons sê dankie nou met ons dankoffers. En dan gaan ons daarna dankie sê met ons lewens. Ons daar's geleentheid om hier te dien met ons dankoffers. Nou.